Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Ons tema die reeks was hoe lyk gebed binne die kragveld van die Gees. Nou ek wil die laaste preek in hierdie reeks, jy self bietjie 'n tipiese dominee ding doen en vra, maar as ons dan nou vanaand hier weggaan en Pinkster is nou nie verby nie, maar hulle verstaan ons die reeks is verby. Wat beteken dit vir ons? Hoe kan dit ons help oormôre, maandag? En miskien is dit dalk iets wat jy al voorheen in jou geloofslewe beleef het of ervaar het. Miskien is dit die mense net in my milieu wat hierdie spanning beleef, maar dis daai spanning of diskrepansie van ons probeer en jy probeer regtig jou bes en jy sit en jy kyk preke. Jy groei nader aan die Here. Jy luister al geestelike musiek en jy probeer fokus in jou gebedslewe en jy probeer so naby as moontlik aan God leef. Dis mooi, dis opreg perfek. Maar dan kom maandag. Stap jy maandag in die gewone wêreld. Jy stap in en dis vergadering op vergadering en 'n Zoom meeting om Zoom meeting en God is nie daar nie. Jy het 'n baas wat totaal en al nie gelowig is nie. Die gesprekke is totaal en al wêrelds van deadlines najaag, wins najaag, die mense net sien as objekte. Dan stap jy ook uit die werk uit en jy is dalk in 'n sosiale of 'n digitale wêreld waar jy net scroll en jy word onbewuslik gemeet teenoor sukses en hoe beelds of hoe wil ek amper sê fisiese gesondheid lyk, hoe werk lyk, hoe geld lyk. Dan kom jy dalk in 'n braaivleisvuur met mense in aanraking, kom jy agter maar hulle is totaal en al ander waardes of hulle glo nie eers soos jy nie. Die punt wat ek wil maak is, wat doen ons met hierdie spanning of diskrepansie is my mooi woord tussen ons geloofslewe wêreld wat dalk op Sondag gebeur, primêr op Sondag gebeur en Maandag tot Vrydag, die werkswêreld. Die wêreld wat gevorm word, die tempo aangegee word deur die druk van die wêreld, ekonomie, sosiaal, wat ook al. Hoe leef ek naby aan God in hierdie wêreld wat my in 'n ander rigting trek? Hoe lyk dit? En ek wil graag vanaand met hierdie vraag na die Bybel toe gaan. 2 Korintiërs 6, dink ek is Paulus vir ons 'n baie goeie gedeelte. Help Paulus ons om hierdie worsteling, wrywing, vraag te probeer beantwoord. Nou, 2 Korintiërs 6 wil ek graag saam lees vanaf vers 14 tot 7 vers 1. Moenie in verhoudings betrokke raak met nie-gelowiges wat julle geloof in die gedrang kan bring nie. Ek vra, watter samewerking bestaan daar tussen mense wat doen wat reg is en mense wat totaal en al wetteloos leef? Op watter verhoudings kan lig ooit hê met duisternis? Of watter harmonie bestaan daar tussen Christus en Belial? Of watter raakvlakke bestaan daar tussen 'n gelowige en 'n nie-gelowige? Of watter samewerkingsooreenkomste bestaan daar tussen God se tempel en die afgode? Wel, julle is die tempel van die lewende God. God het juis in die Bybel dit gesê. Ek sal in hulle bly, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Sorg dat julle pad gee uit daardie mense se geselskap. Sorg dat julle uit hulle pad bly, sê die Here. Moenie raak aan dinge wat onrein is nie, dan sal ek julle met oop arms ontvang. Ek sal vir julle Vader wees en julle sal vir my so seuns en dogters wees, sê die Here. Die een wat al die mag in die hemel en op aarde besit. Geliefdes van die Here, ons het hierdie belofte in God se woord. Kom ons doen dit. Kom ons maak onsself skoon en rein van alles wat ons liggaam en gees besoedel. Kom ons sorg dat ons heilig en toegewyd aan God leef en met groot eerbied. So 'n bekende gedeelte dalk vir jou en 'n gedeelte wat dalk op die oog af dadelik vir ons 'n antwoord gee. 'n Antwoord wat jy dalk dink, Peer, maar waartoe beweeg ons met hierdie? Maar ek wil graag nie net met 'n oppervlakkige lees na hierdie teks kyk nie. Ek wil hierdie teks kyk
plaas binne die weier konteks van Paulus in 2 Korintiërs of 1 en 2 Korintiërs, as ook weier in ons tema van hierdie Pinksterreeks. Hoe lyk gebed binne die kragveld van die Gees? Hoe lyk 'n gebedslewe? Hoe lyk die lewe binne die kragveld van die Gees? Hoe lyk 'n Pinksterlewe? So 2 Korintiërs 6 praat Paulus eerstens hier oor lojaliteit. En Stefan het baie mooi vertaal, die 83 vertaling is 'n bietjie meer letterlik, wat beteken, daar staan, moenie saam met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Nou daai woord juk is my so mooi beeld. 'n Juk was hierdie houtbalk, of is hierdie houtbalk, wat oor 2 diere gespan is, wat voor 'n ploeg of 'n wa ingespan is. Nou dink mooi, dis 2 diere, en as die een in een rigting trek, en die ander een trek in die ander rigting, wat gebeur? Dan funksioneer die ploeg of die wa nie. Dit kan nie so werk nie. So dan word alles in die een rigting getrek, of die een wat die hardste trek. So Paulus gebruik daai beeld en plaas dit in geestelike lewe. En ek wil dan so ver gaan om te sê, wat is die juk wat jou lewe trek? Wat is die juk wat jou geestelike lewe beïnvloed? Of anders, hoe lyk geestelike lojaliteit? Laat jy toe dat die wêreld, die trek van die werk in die wêreld, bepaal dit jou rigting en jou lojaliteit? Maar kom ons wees eerlik, jou rigting, jou visie, is tog waar jou hart lê, wat tog jou lojaliteit lê. Of is dit God en Christus wat ons lojaliteit en ons rigting en ons visie trek? So, die probleem vir gelowiges wat Paulus nou hier skryf, ons moet verstaan die konteks. Hy skryf vir 'n gemeente in Korinte. Korinte is 'n wêreld wat totaal en alle, ek wil amper so ver gaan om te sê, ongoddelike wêreld was. Daar was verskriklik baie mense wat handel gedryf het. Daar was verskriklik baie tempels en gode en afgodery. So dit was hierdie verskriklike wêreld waar 'n gelowige, 'n Christen, as ons taal projekteer op dit, die gemeente vir wie Paulus hier skryf, die mense wat glo in Jesus Christus as die seun van God en die opgestane Here, hulle was vreemdelinge in daai wêreld. Die wêreld van Korinte het hulle verseker in 'n ander rigting ingetrek, het verseker hulle gemold binne in die godsdiens of die dryf na ekonomie of geld of losbandigheid wat in die gemeente in Korinte plaasgevind het. So dit is juis hierdie gepaste beeld, en dan praat Paulus hier met die gemeente. En dan sê hy, waar lê julle lojaliteit? So die probleem wat Paulus hier vir ons sê, is nie waar of wanneer gelowiges so vasgemaak word of so lojaal is teenoor 'n spesifieke stel waardes, dat die ander een weggetrek word. Dis die punt. So hy sê, as ons so lojaal is, so in daai rigting ingetrek word, dan verloor ons mos die stem van God, die stem van Christus. Want jy kan net in een rigting. Hierdie rigting kan jy so ver wegtrek van God af, dat jy sy stem nie meer hoor nie. Nou, dit is nie vir my so mooi Bybelse taal nie, want ek sal eintlik wil sê, en dit is nou my ervaring, jammer, dat God nog steeds by ons is. God is die een wat altyd sy oor draai na ons toe. Ek het gesê maandag aand, ek het nie Psalm 116 aangehaal nie, maar dis daai ding van, as ons aanhou klop, as ons aanhou in hierdie verhouding staan met die lewende Here, God is die een wat altyd sy oor draai na ons toe. Hy luister altyd. Nog meer, God is die een wat altyd agter ons aanloop. God is die soekende, liefdevolle God. So loop ons weg van die Here af. Ek voel die Here loop nog steeds agter ons aan. Maar miskien raak ons lojaliteit so gefokus op die wêreldse goed, as ek dit so kan stel, dat ons nie meer die stem van God hoor nie. En dit is hierdie wêreld, die beeld wat Paulus hier gebruik. Nou ons moet dit so verstaan, want anders kan ons oppervlakkig net sê, ons moet pas op vir dit en wegbly van dit, en dan is dit met respek soos 'n kiem of 'n bakterie wat ons kan beïnvloed, dan word ons siek. Nee. Dis wat Pinkster juis vir ons wys. God is kragtig, hy's goed, hy het sy seun Jesus Christus vir ons aarde toe gestuur, hy het vir ons gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar hemel toe, hy het hulle gees vir ons gegee. God is teenwoordig in ons lewe. Die dood is klaar oorwin. Dit is nog steeds 'n realiteit, maar iets aan die buitekant kan ons nie noodwendig aan die binnekant beïnvloed nie. Behalwe as ons kies om so te leef en dit word deel van ons lewe en dan word ons in daai rigting ingetrek. So wat Paulus dan hier vir ons sê is hierdie beelde. Kies jou kant, reg, lig, Christus, die gelowige of die tempel van God,
Of dan teenoor die ander kant, die ander pool wat jou juk dalk mag intrek. Wetteloosheid, die donker, die ongeloof of afgoderry. En dit is nou wat Paulus dan hier vir die gemeente en vir ons vra. Jou keuses van watse kant jy kies, bepaal jou lojaliteit. Jy kan nie intiem in 'n verhouding verbind wees met die opgestane Here, maar in dieselfde tyd ook intiem verbind wees met die wêreld nie. Dit is die punt wat Paulus hier vir ons maak. Ons kan so maklik in hierdie verhouding van die wêreld staan, maar dan het ons net intiem verbind in 'n verhouding met die wêreld. Dan het ons nie plek, geleentheid vir Christus nie. So dit gaan nie oor vrees nie, maar hy is besig om ons te waarsku oor die gevaar van 'n hart wat sy rigting verloor. So dit is ons moeilikheid, dit is ons uitdaging. Nou miskien kan jy met dit resoneer, soms ja, verloor ons geloof met 'n groot dramatiese gebeurtenis. Maar baie selde. Die mense met wie ek in aanraking kom, as daar gepraat word van geloof wat verloor word, of twyfel wat inkom, dan gebeur dit geleidelik. Dan gebeur dit van ons gee een tree en ons weer kyk as ons ver, ons weer kyk as ek sommer weg agter die kamera uit. Want het ons so agter hierdie wêreldse impulse inbeweeg, dat ons al hoe verder van die Here af verdwaal. Dat ons al hoe dowe raak vir die werking van die Gees in ons lewe. Hoor ons nie meer die stem van God nie. Dis wat Paulus vir ons hier sê. Nou, Paulus help ons met dit. Lang inleiding. Maar wat sê Paulus hier vir ons? Hy sê, voordat hy ons geroep het, het hy alreeds die grond waarop ons staan gereed gemaak. Wat beteken? God woon tussen ons. Dis die mooiste beeld wat Paulus hier gebruik. Ons, julle, is die tempel van die lewendige God. So dit gaan oor identiteit. Dit gaan oor heiligheid. Dit is die waarheid wat ons so mooi moet vashou en so mooi moet verstaan as dit kom by Pinkster. Nou kom dit so 'n sterk beeld is in die Bybel, in die Ou Testament, is die tempel die plek van God se teenwoordigheid. Dis die plek waar hemel en aarde as te ware aan mekaar raak. In die tempel het Israel gesê, die lewende God is by sy mense. Nou kom Paulus, vat daai beeld en sê, besef wie julle is. God woon onder julle. God woon in julle. Nou, dit is Pinkster. Pinkster beteken God se teenwoordigheid is nie ver nie. Dis nie iets wat daar ver is en ons moet dit gaan soek, of eers as ons goed genoeg is, gaan ons dalk miskien daar binne of daar by kan kom nie. Nee, God se Gees woon by sy mense. Die teenwoordigheid van God word nie beperk tot 'n gebou of 'n plek of 'n enkele ervaring of 'n enkele heilige oomblik nie. God maak ons, sy mense, sy woonplek, sy huis. En dit is hoekom Paulus dan uit die Ou Testament uit aanhaal as hy sê, ek sal onder hulle wandel en woon. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees, so dat uit en uit Ou Testamentiese verbondstaal is. Nou dit is dit, God sê, ek gee myself aan julle, ek verbind my aan julle, ek kom woon tussen julle. Julle lewe gebeur nou in my teenwoordigheid. Nou Paulus help ons hier om 'n nuwe definisie, of ons definisie, verstaan van heiligheid te herdefinieer. Ons kan so maklik heiligheid sien as, wat mag ek alles doen? Dis wat ons as ons die teks oppervlakkig lees mag dit sê. So ek is heilig, so ek mag nie dit doen nie, ek mag nie aan dit raak nie, ek moet nie by dit wees nie. God sê, Paulus sê soos nee. Heiligheid begin by die vraag, wie woon hier? Wie woon in jou? Dit is jou fondasie, jou identiteit, dis God wat in en deur jou woon. En dit is hoekom Paulus hulle hierdie antwoord gee met hierdie beeld. En dis die vraag wat ons moet vra, natuurlik ook die gemeente in Korinthe. Die waarskuwing van in watter rigting begin ons lojaliteit lê. En dan sê hy, maar ons lewe, fondasie waarop ons leef is die feit dat God woon in ons. Hy het sy Gees gegee. En ons is nou die heilige tempel van God, as ek dit vanuit 'n ander teks kan aanhaal. So nou is die vraag, is my lewe 'n plek waar God tuis is? Is my lewe, lewenstyl, 'n plek waar God tuis is?
reflekteer dit God se teenwoordigheid in my lewe? Nou asseblief hoor my mooi, hierdie is nou nie moralisties nie, hierdie is nou nie om ons net op die vingers te tik en te sê wat ons moet reg of nie reg doen nie, want dan verval ons weer in die heiligheidbeeld. Maar dit is meer 'n stelling, 'n wete, 'n wese van wie ons is. En God wat sê, maar ek kom woon by jou. Ek kom woon in julle. Julle hoef nie meer kerk toe te gaan, tempel toe te gaan nie. Nee. Ek kom woon in by julle. Mooiste beeld, Eugene Peterson in The Message, vertaal Lukas waar Jesus gebore word. Dan sê hy, Jesus moved into our neighborhood. Nou dis wat Pinkster vir my so mooi konkreet nog maak. Hy sê, God kom woon binne in my en jou. Nie net in ons woonbuurte nie, in jou, in my. En as jy dit besef, hoe lyk jou lewe? Hoe lyk heiligheid dan nou? Jou lewe wese word verander, getransformeer en nou probeer jy so leef. En dan kom ons by die einde, om te sê, Paulus waarsku dan, en sê, okay, gaan onder hulle uit en sonder hulle af, sê die Here, raak nie aan wat onrein is nie, en dan sal ek julle aanneem. Ek haal 183 hier aan. So as ons besef, wie God is, dat die waarskuwing van loyaliteit, as ons sien dat God dit vir ons herdefinieer, deur te sê, my heiligheid beteken, ek kom woon binne in julle. Julle is heilig. Maar nou is die vraag, hoe lyk dit as Paulus hierdie teks praat van, sonder julle af? Lewe heilige lewe. Nou ek wil dit dadelik antwoord, ek meen ons soveel tekste wat Paulus dit vir ons nog beter verduidelik. Maar ek dink die mooiste vir hierdie preek is 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 10. Dan word die vraag gevra hoe hulle in die wêreld moet gaan leef. En aan wie behoort hulle terwyl hulle daar leef. God se mense word nie geroep om uit liefde uit die wêreld hulself te onttrek en te verdwyn vanuit die wêreld nie. Hulle word geroep om vanuit hierdie ander sentrum, van hierdie God as ons sentrum te leef. In die wêreld waar binne ons teenwoordig is. Om te besef God woon in ons en daaruit te leef in die wêreld in die konteks waar binne jy jouself vind. Dit is wat God ons hier roep om te doen. Dit is wat Pinkster ons moet herinner om te doen. So nou sê Paulus, woon in Korinte. Julle kan in Korinte woon, julle kan daar werk, julle kan die mense lief hê daar, julle kan getuig, maar julle kan nie Korinte se afgode as julle diepste vormers van julle geloof of identiteit aanvaar nie. Dis wat Paulus hier sê. Julle behoort aan die lewendige God. So dit is wat Paulus ons hier waarsku om te sê, gemeente, word wakker. Moenie kies om in die impulse van Korinte vas te val en daar volgens te leef nie. Nee, God verander daai vraag totaal om te sê, jou hele wese, jou karakter het verander, want jy is nou heilig. God kom trek in by jou. Okay, hoe leef jy? Hoe leef jy as 'n heilige? So ja, as jy met mense in aanraking kom wat nie gelowig is nie, dit gaan jou nie ongelowig maak nie. Nee, maar God is binne in jou. Daai is alreeds die krag wat alle boosheid, alle ongelowiges, alle boosheid, alle donkerte oorwin het. Hy is binne in jou. Dis die krag van Pinkster, dis die krag van 'n verhouding met die lewende Here, om dan so te gaan leef. En dan eindig hy, en ek wil ook graag eindig, 2 Korintiërs 7 vers 1, die laaste vers ons gelees het. Omdat ons dan nou hierdie beloftes het, ek haal weer die 83 aan. Geliefdes, laat ons onsself reinig van alles wat ons liggaam en gees besoedel. En laat ons die heiligheid volbring in die vrees van God. Nou Paulus begin met hierdie stelling, omdat jy hierdie belofte het. Belofte, Pinkster. Omdat God in jou woon. Dis nie 'n belofte, is 'n hoop van, dit gaan miskien gebeur nie. Dis iets wat alreeds gebeur het. Dis 'n werklikheid. So dan begin hy by die belofte. Ek sê, ek sal onder julle woon. Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. Julle is nou myne, julle het 'n nuwe identiteit. Ek sal vir julle Vader wees. Julle sal my seuns en dogters wees. So dis 'n identiteitsgesprek. Die identiteitsgesprek beïnvloed ons heiligheid, ons karakter. Dit beïnvloed ons loyaliteit. Want ons is aan die binnekant verander en gewese. En dit is die laaste punt wat ek kan maak. Om naby aan die Here te wees. As ek praat van gebed wat 'n verhouding is, om aan te hou klop, 'n gebed wat ons in 'n verhouding moet staan met die Here. Dis wat Paulus dan hier ook vir die gemeente doen, om te sê, hy roep hulle op, herinner hulle om te sê, leef naby aan God.
Nog meer, God het naby aan jou gekom. Nog meer, God het binne in jou kom woon. Hoe nader wil jy hê in jou lewe? So as ons klop, moet ons nie iewers ver gaan soek en gaan klop nie. Nee, God is alreeds hier binne in jou. Klop en praat en staan in 'n verhouding met die lewende Here, maar laat daai ook jou identiteit bepaal. So jy hoef nie bang te wees vir die impulse van die wêreld nie. Ons moet net versigtig wees dat daai impulse nie ons lewenstyl, ons keuses beïnvloed nie. Maar wees in die wêreld, wees in die konteks waar jy is. Laat die heiligheid van God wat in jou is, deur jou straal. Paulus sê op 'n ander teks in Korintiërs, laat ons aangename geur wees vir die wêreld. God wat in ons is, die reuk van liefde, die reuk van genade, die reuk van goeie koffie, die reuk van gebakte beskuit. Dis goed, dis mooi. Gaan wees dit vir die wêreld wat stink met respek na riool en vuur en oorlog en gebrandheid. Want dit is die verskil wat God wil hê ons moet wees vir God, vir hom in hierdie wêreld van gebrokenheid. Kom ek sluit ons af en ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie wonderlike reeks kom saam reis met u woord en te weet u was die gasheer, u was die iemand die reis bepaal het. Dankie dat ons die voorreg gehad het om saam met u te reis en by voete te kom sit en te kom weet u is nie 'n ver God nie. U is 'n God wat hier by ons kom woon, by ons kom intrek. Dankie dat u so goed en so liefdevol is dat u aan ons gedink het as mense wat gebroken is en sonde doen, maar laat u nog steeds ons lewens u woning maak. Laat ons dit besef, laat ons dit ons karakter, ons wese bepaal, sodat ons dan ook so leef, 'n heilige lewe. 'n Lewe wat u deur ons straal, deur ons gebrokenheid, maar laat ons nog steeds 'n aangename geur wees vir die wêreld. Laat ons hierdie Pinkster nie net as hierdie paar dae van die jaar sien nie, maar laat ons elke dag Pinkster kan leef. Laat ons weet u is binne in ons en u krag is binne in ons, want u werk in en deur ons. Laat ons met daai krag in die teenwoordigheid in die wêreld ingaan. Laat ons maandag by die werk instap, laat ons maandag tot Vrydag nog steeds binne in hierdie kragveld van gebed, kragveld van verhouding, kragveld van u teenwoordigheid in ons lewe leef. Om te weet u is by ons. Laat u ook so vir ons die regte woorde gee op die regte tye, sodat ons ook hierdie aangename geur kan wees vir die wêreld wat dit nodig het. Here, ons vra dit alleen in u groot en ons verlosser se naam en naam van die Here Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.